ons is ook besig met 'n Bybelstudie so in die boek van Jakobus. En dit is vir my belangrik dat ons in hierdie Bybelstudie en ons vandag bietjie wil gesels net oor of net 'n deel uithaal uit Jakobus 4. Voor ons by danksegging kom, is dit vir my so belangrik hoe hy net 'n fondasie kom gee. Vir wanneer voor ons praat oor danksegging, en ek wil graag dit vir jou lees. Jakobus 4 vers 1 tot 4 sê: waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle dan. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Ek gee net 'n bietjie weer agtergrond oor Jakobus. Jakobus skryf hierdie brief aan die Christene versprei oor die wêreld wat vervolg word, en hy sê vir hulle, daar waar jy is, waar jy jou geloof uitleef, dit moenie net iets wees wat jy sê nie, dit moet iets wees wat jy wys. Geloof sonder aksie is dood. En hy skryf dan hierdie woorde, en hy praat en hy sê hierso dat hierdie begeertes wat ek en jy mag hê as mens, dat ons het hierdie begeertes in ons harte, baie keer kan dit fisiese goed wees, materiële goed, dit kan iets wees, 'n plan wat jy gehad het vir jou lewe. En hier sit ons dalk aan einde van 2020, en as jy terugkyk en ons sê vandag, ons moet kom dankie sê, dan dink ons, Jesus, maar weet jy wat, ek het hierdie plan gehad vir my lewe, ek het hierdie prentjie gehad, en dit het nie gebeur nie. En as ons van in die skrif kom sê, waar kom hierdie innerlike stryd? Miskien is dit 'n innerlike stryd wat jy beleef het, hierdie bekleierery vandaan. Hy sê, wees versigtig dat dit nie 'n selfsugtige begeerte is, wat gedurig in jou woed nie. En dit kan wees dat ons hierdie prentjie gesien het, en nou aan die einde van 2020, kyk ons terug, en ons sê, dit kan nie wees nie. Die goed het nie uitgedraai soos ek gedink het nie. Ek wil graag dit vir jou in die boodskapvertaling lees. Dit sê, vir wat stry en beklei julle so? Wat is verkeerd? Is dit nie omdat elkeen altyd net aan homself dink nie? Kom dit nie van daardie gevoel dat wat vir jou lekker of belangrik is, saak maak nie? Dit is maar hoe ons as mense is. Julle wil gedurig allerlei dinge hê. As julle dit nie kry nie, is die duiwel los. Dit laat my dink aan as ek met die Here onderhandel. Here, ek soek dit, ek het dit nodig, ek wil dit hê, en die Here gee dit nie dalk nou vir jou nie, en dan is die Here sommer net, jy wil niks van hom al weet nie. Jy weet, hy het jou teleurgestel. En hy sê, as die duiwel sommer net los, jy weet, ons is klaar. Dan sê hy, dan wil julle sommer moord pleeg, julle gaan omtrent dood van jaloesie, omdat iemand anders dit het. Op die manier kan julle dit natuurlik nie kry nie. Om te beklei en mekaar te wil vernietig, gaan julle niks in die sak bring nie. Julle het nie daardie dinge, nie al daardie dinge nie, omdat julle dit op die verkeerde manier wil kry. Hoekom vra julle nie 'n slag opreg vir God nie? Hy sê, julle sê dalk, ja, ons bid tog, maar God gee nie vir ons wat ons vra nie. Daar is 'n goeie rede daarvoor. Julle motiewe is verkeerd. Julle vra die goed van God, sodat julle dit so stout kinders net vir julle self kan hê. Dit gaan net om julle self en om niemand anders nie. Hier is nogal harde woorde wat Jakobus hier kom spreek, maar is eintlik so waar partykeer in ons lewens. Is die feit dat ons hierdie prentjies het, hierdie verwagtinge het in ons lewens, hierdie begeertes het. En aan die begin van 2020 het jy gesê, hierdie gaan 'n incredible jaar wees, hierdie gaan 'n jaar wees, is jou jaar, niemand gaan van jou steel nie, hierdie is jou jaar, en hier kom ons, en ons het COVID, en miskien sit jy vandag hier online, en jy is iemand wat jou werk verloor het, jy dalk deur 'n baie moeilike tyd gegaan, jy dalk 'n verhouding verloor, jy dalk 'n huwelik verloor, jy dalk soveel goed verloor hierdie jaar, miskien die prentjie wat jy gehad, is glad nie weer, dit nou sien, is glad nie weer dit gesien het, in die begin van die jaar, en miskien het ons hierdie striwelinge, ewen met mekaar, ewen met die Here, in ons binneste met onsself, en hy sê, weet jy wat, kom ons vra vir die regte goed, vra dat God se wil sal geskied, vra wat God wil hê vir jou nou. So, wat gebeur is, wanneer ons hierdie gesindheid het, wat hy hiervan praat, is dat ek wil alles myself hê, goed met my hoe hy gaan, goed met my manier uitwerk.
dit is nie 'n gesonde plek om te wees nie, want God het die beste manier. God weet wat se manier moet gebeur en hy weet die beste. So wat hy sê vir ons is dat op die einde van die dag, die goed wat ons so graag wil hê en wat ons miskien is dit materiële goed, soos ek gesê het. Miskien is dit net 'n manier van hoe jy gedink het goed gaan afspeel in jou lewe. Maar dit bring ons op 'n plek van hierdie gesindheid van onvergenoegdheid. Dus ek sê nie vergenoegd met dit wat ek het nie. Dit wat ek nou hier sit en jy kan tog vandag kom na 'n jaar van COVID en sê, Here, dankie as jy dalk daar sit en jy's gesond. Jy's dalk nie hierdie jaar geraak deur COVID nie. Jy's dalk nie hierdie jaar geraak deur 'n salarissny nie. Jy's dalk nie hierdie jaar geraak deur 'n verhouding wat skibreek gelei het as gevolg van sekere elemente in jou lewe nie. Maar jy staan vandag hier en jy sê, Here, dankie. Ek wil vergenoegd wees met wat U vir my gegee het, ten spyte van 'n pandemie wat die ronde gedoen het. Nou, ons het al in 'n vorige geleentheid gesê dat ons moet besef is dat omdat ons Christene is, gee ons nie noodwendig die ticket om te sê dat alles gaan perfek loop in jou lewe nie. Dit is nie 'n garantie nie, is nie 'n waarborg nie. Ons is almal in hierdie gebroke wêreld, in hierdie gebroke lewe en ons gaan deur moeilike goed. En wat ons anders te maak is die feit dat ons 'n beter hoop het in Christus. So onvergenoegdheid is iets wat jou hart kan kom oorheers en jou op 'n plek bring waar jy so geldgierig is, materialisties is en self-indulgent is en alles moet is myself, hierdie self-ego moet vervul word, hierdie begeertes van my is alles 'n inward focus na wat ek wil hê en wat vir my belangrik is. En op die einde van die dag sê Jakobus hier, luister hier, dit is nie hoe 'n lewe van 'n gelowige lyk nie. Dis nie hoe dit moet lyk nie. Is hierdie bymekaar maak net vir my hierdie greediness wat ons sê, greed partykeer. En dis nie net wendig oor geld altyd nie. Dit kan dit ook wees, maar die greed van alles moet my way gaan. Alles ek wil hê dit moet my manier gaan. En daar's net een sleutel wat my en jou kan help om te draai van 'n lewe van 'n gesindheid van onvergenoegdheid. En dit is die konsep vandag wat ons wil vier, danksegging. Om dankbaar te wees vir dit wat jy het, dit wie jy is, dit wat die Here vir jou doen. Gee vir my en vir jou die geleentheid om vorentoe te kyk en te sê, Here, dankie, dit gee vir my krag om aan te vat wat voor my lê en vergenoeg te wees. U vertrou in my toe, dit wat U nou vir my gee, ten spyte van dat pandemie, hier kan ek vandag nog steeds dankbaar wees vir 'n klomp goed. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 16, Rejoice always and delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer in every situation, no matter what the circumstances. Be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Jy sien, want in Jesus Christus het ons altyd iets om voor dankbaar te wees. Hy is die een wat ons deurdra, hy is die een wat ons hande vashou en ons om die lyf vat en sê, kom ek gaan saam met jou deur hierdie moeilike tyd en hier kom ons aan die einde van 2020 en ek wil vir jou sê vandag kies ons om nie net te gaan sê, hierdie is al die goed wat fout gegaan het in 2020 nie. Maar ons kies vandag om te sê, Here, ons wil vandag bietjie kyk oor al die goed waar ons so dankbaar kan wees. Ek het dit in hierdie, so laasweek met een van my kinders gedoen. Sy net die uitlating gemaak van, hierdie was nie 'n goeie jaar nie. Sê ek, weet jy wat, kom ons maak 'n lysie. Ons maak 'n lysie van al die slegte goed. Ons het so 5 of 6 goed neergeskryf wat sleg gegaan het hierdie jaar. Ek sê, maar nou gaan ons neerskryf wat goed was hierdie jaar. Ons skryf amper 'n hele A4 folio vol. En ek wys, en ek sê, kan jy sien, hoe maklik is dit om net op die negatiewe goed te fokus. Maar wanneer ons regtig met 'n gesindheid van dankbaarheid, ingesteldheid het, kan ons regtig dankbaar wees vir soveel dinge in ons lewens. En dis die ding wat my en vir jou verskillend maak van 'n nie-gelowige. Is ons kyk, ons bring onsself op 'n plek waar ons inzoom en intentioneel celebrate dit wat die Here in ons lewens doen. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 15 tot 17, Let the peace of Christ keep you in tune with each other,
in step with each other, none of this going off and doing your own thing. En dan sê hy hierdie woorde wat so belangrik is, and cultivate thankfulness. Cultivate thankfulness. Let the word of Christ, the message, have the run of the house. Give it plenty of room in your lives. Nou dit het my net gevang, cultivate thankfulness. Ek en jy het nodig in hierdie tye van vandag, waar alles het gaan oor wat ek kan kry, bring dit ons op 'n plek waar ons nie noodwendig dankbaar is vir wat ons het nie. Maar we have to cultivate. Cultiveer beteken, dis fokus, dis tyd wat ek kan insit, dit word vir my 'n value. Maar om gratitude te hê, om thankfulness te hê in my lewe, is iets wat ons moet cultiveer. Dit word 'n ingesteldheid, dit word 'n conviction in my hart, en dit word 'n lewe wat uitgespoel word in dankbaarheid. Nou ek het net so vir die interessantheid die woord gratitude gaan opsoek. In die Woordeboek sê die volgende, a quality. Gratitude is the quality of being thankful, a readiness to show appreciation for and return kindness. Hy praat hier van dis 'n quality, dis 'n kwaliteit wat iets het. As iemand 'n vriendelike persoon is, jy sê dit is 'n goeie kwaliteit in hierdie persoon, is dat hy baie vriendelik is. Iets moet gebeur het dat daai persoon so vriendelik is. Dis 'n waarde vir daai persoon om te lag en om na die goeie goed te kyk in die lewe. Is 'n waarde vir daai persoon om in plaas van om morbied te wees, te sê ek gaan eerder vriendelik wees, of nors te wees, in plaas van norsheid, wil ek eerder vriendelik wees met mense. Dis 'n ingesteldheid. Dis 'n habit wat ek create in my lewe, want dit is vir my 'n waarde. Want vriendelikheid is een van die vrugte van die Gees in my lewe. Galasiërs 5, gaan lees dit. En daarom is dit vir my 'n waarde, en wanneer dit vir my 'n waarde is, sal ek fokus daarin sit, sal ek intentionaliteit daarin sit, en sal ek my tyd daarin spandeer om vriendelik te wees. Wanneer ons sê, cultivate thankfulness, en hy sê dat gratitude and thankfulness is a quality, of being thankful, sê dit dat dit iets gaan tyd vat in my lewe, dit gaan vir my 'n waarde wees, ek gaan intentioneel wees. Ek wil nie net kyk elke jaar oor wat ek nie gekry het nie, maar ek wil kyk wat het ek nou, waarvoor kan ek dankbaar wees op hierdie oomblik van my lewe. Die woord quality, it's a quality of something. Die woord quality is 'n standard. Die Woordeboek sê it's a standard of something. Dit is 'n standaard wat ons stel. Dit is the degree of excellence of something, a distinctive attribute or characteristic. Characteristic is 'n karaktereienskap van jou om dankbaar te wees. Nou, ek en jy hoef nie baie ver te dink en te wonder oor mense wat jy al teëgekom het in jou lewe, wat baie keer aan ons sê, is hierdie ou eers dankie gesê nie. Weet, die minste wat jy kon doen is net om dankie te wees, dankie te sê, of dankbaar te wees vir dit wat dalk gebeur het in jou lewe, of iets wat ek vir jou gedoen het. Hoe raak dit jou as iemand nie dankbaar is nie? Dit gaan teen ons grein. Dit gaan nie in jou hart, dit gaan so teen jou grein hier binnekant. En ek en jy as Christen, as gelowiges, moenie laat ons geloof net lippetaal wees nie, maar dit vind uitdrukking in die karaktereienskap, die standaard wat ons stel in ons lewens van, dat ons kies en 'n waarde het om dankbaar te wees. Om dankbaar te wees. Die probleem is van dankbaarheid is wanneer ek en jy die manier hoe ons dit sien, wanneer ons terugkyk na die jaar, wil ek jou help dat jy nie op 'n plek is waar jy dink, Here, dankie vir alles wat U vir my gedoen het. Ek kan vandag hierdie lysie maak. En die Here se hart is nie dat jy nou in die toekoms inkyk en voel dat jy soveel skuld op jou het nou, van ek moet nou soveel vir die Here terugdoen nie. Nee, dankbaarheid moet ook nie daar wees dat dit jou in 'n skuldgevoel oomblik in jou lewe het nie, maar dankbaarheid moet daar wees om jou te bekragtig vir dit wat voor jou lê. Is om jou te bekragtig en dit te gebruik. Dankie Here vir 'n incredible family wat ek het. Dankie vir ons gesondheid. En daarom sal ek my volgende jaar van my lewe, sal ek my gesondheid gebruik om ander te dien. Sal ek my gesondheid gebruik om vir U koninkryk iets te doen. Sal ek my gesondheid gebruik om dit te doen. En Here, dankie dat vir my goeie familie, my gesonde familie,
ons verhoudings wat gesond is, en ek gaan dit gebruik om 'n baken te wees volgende jaar, vir iemand anders. Ek wil ander mense help wat dalk nie noodwendig op so 'n goeie plek in hulle huwelik is nie. Dankie vir my gesonde huwelik, baie dankbaar daarvoor, maar dit bekragtig my om 'n baken te wees vir iemand anders in die toekoms. Jy weet, baie mense is dankbaar, maar dan voel ons so skuldgevoel, ons moet vir die Here teruggee, want hy het eintlik soveel vir my gedoen, en hy doen vir ons. Maar dan is nie God se hart nie. God se hart is, dat jy dit sal gebruik. Hy wil deur jou lewe vloei. Hy wil deur jou goed doen. So Kolossense 2 vers 6 tot 7 is 'n mooi skrif. Dit sê, "My counsel for you is simple and straightforward. Just go ahead with what you've been given. You received Christ Jesus, the Master. Now live in. You're deeply rooted in Him. You're well constructed upon Him. You know your way around the faith. Now do what you've been taught. School's out. Quit studying the subject and start living it." Hierdie geloof, begin dit te leef, begin dit, hierdie gesonde lewe, hierdie habits wat ons kan create, transform wat ons hierdie jaar gedoen het. Vat daai goed, begin dit leef, en dan sluit hy af, hy sê, "And let your living spill over into thanksgiving." Laat jou lewe, elke dag lewe, oorspoel in 'n plek van danksegging. Jy sien, dis waar Dawid kom. En ons lees in die Psalms en ook in Kronieke, give thanks, 1 Kronieke 16:34, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. I will give thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell of all your wonderful deeds." En hy kon hierdie goed skryf, want hy weet dat dankbaarheid is 'n oortuiging in my hart. Dis nie net iets wat ek moet aanleer nie, dis iets wat ek moet kultiveer. Ek moet inspanning, ek moet fokus, ek moet regtig gaan sit daar met 'n papier en 'n pen neerskryf en intentioneel wees om dankbaar te wees vir dit wat die Here